Goeiemôre aan die wat intussen ingekom het. Vanoggend skep ons ook 'n geleentheid waar ons graag wil voorbeding doen ook en net ietsie wil oorhandig aan ons matrieks van hierdie jaar. Glo dit of nie, dis 6 maande van nou af, dan is hulle klaar met skool. So hulle het nog 6 maande en dan staan nie meer skool vir hulle nie. Dan sluit hulle skoolloopbaan, daai fase van hulle lewe af. En ons as kerk wil ook dan net op 'n tasbare manier vir hulle dan sterkte sê ook vir hulle eksamens. Nou weet ek ongelukkig het dit so op die almanak geval dat dit nou vanoggend die geleentheid is wat ons skep, maar van hulle of hulle het nou al klaar met eksamens begin vir die Junie-Julie eksamens, so ek weet baie is hard aan die leer. Maar ek wil vra al die matrieks wat vanoggend hier is, dat julle net vir ons vorentoe sal kom en net hier voor sal kom staan. Almal wat hierdie jaar matriek is, maar nou nie skaam wees nie. Julle kan vir ons vorentoe kom, al die matrieks. Dan kan julle maar net so 'n ry hier so afstaan. En geen spesifieke volgorde nie, julle kan maar net daar vir ons so in 'n ry staan. So hier is 'n klompie van hulle wat 'n matriek is, wat vanoggend hier kan wees. So ek weet baie van julle op hierdie stadium, as julle op hierdie punt kom nou, dan wil julle nou eintlik die skool moet al klaar wees. Julle voel julle is nou al moeg vir skool, maar dis 6 maande. 6 maande, dan is julle klaar, dan is die eindeksamen verby. Ons het hierdie jaar gedink om so 'n bietjie vroeër hierdie geleentheid te skep, omdat ons dan ook kombersies gee. En die doel is juist daarvan dat die kombers jou moet herinner aan die gemeente wat ook vir jou bid, moet jou herinner aan God se genade, God wat by jou is, waar jy ook al op jou lewenspad gaan, want vir julle hou volgende jaar verskillende goed in. Party gaan dalk so 'n bietjie 'n gap jaar vat, ander gaan dadelik gaan swat, ander beplan om dadelik te gaan werk. So daar's verskillende goed wat julle gaan doen. En ons wil iets vir julle tasbaar gee om saam te vat, maar waar ook al jy gaan, om jou te herinner aan God se liefde, God se genade, en jou te herinner dat jy iewerster moet inskakel by 'n geloofsgemeenskap. Baie van julle gaan dalk swat, jy gaan dalk oor see gaan, maar dan as jy daar is, moet jy ook vir jou 'n geloofsgemeenskap vind, waar jy by kan inskakel, wat jou kan help om naby die Here te leef. Nou ons het gehoor, die meisies hou baie van die komberse, maar die manne is nie altyd so mal oor 'n kombersie nie. Die manne sit nie en leer met 'n kombersie gewoonlik nie. So ons het weer bekers ook gereël, so daar's vir die seuns elkeen 'n beker en vir die meisies elkeen 'n kombers. Ons gaan dit nie uitdeel nie. Ek wil hê julle moet self vir jou een gaan kies. Jy moet self gaan kyk watter kombers wat daar op die tafel lê, gaan vir jou pas en vir jou werk. So maar vir die manne, tensy een van die manne eerder 'n kombers soek of dan kan jy ook maar 'n kombers vat eerder as 'n beker, maar ons het laas gehoor die manne sê die bekers is vir hulle lekkerder, hulle hou van koffie drink terwyl hulle studeer, om hulle wakker te hou laat in die aand, en die meisies hou meer van die kombersie om hulle warm te hou. So daar's vir julle elkeen iets, maar ons wil vir julle as gemeente sê baie sterkte vir die eksamen wat julle nou in is, sterkte vir die rekordeksamen, eindeksamen, en ons is saam met julle opgewonde oor die fase waar julle in julle lewe is. En ons wil julle alle sterkte toe bid vir julle pad vorentoe. En ek het vir Dominee John gevra om vir julle dan net ook 'n gebed te doen. Môre gemeente. Ek dink net dit was waar wat Dominee Louis gesê het, as ons nou vir julle gebed doen, dan gaan ons die Here se seën oor julle bid. En verlede Sondag het ons mekaar gesê, as ons die Here se seën oor hulle bid, dat hulle sal uitgaan en dat julle in die wêreld waarin julle uitgaan, dat julle regtig ware seën sal wees, dat julle die Here se hande en voete gaan wees, en dat julle ligdraers gaan wees, waar julle ook al beweeg, en mag julle die nabyheid van die Here ervaar, en mag hy vir julle sommer 'n klomp wysheid gee vir die eksamen. Maar kom ons sluit die oë, en as jy die vrymoedigheid het om vanoggend net jou hand so uit te steek na hulle toe, dan bid ons. Vader, vanoggend kom bid ons vir hierdie matrieks wat hier voor staan, en u ken hulle. Jy het 'n roeping oor elkeen van hulle se lewens en hulle lewenspad vorentoe.
is in u lewensboek opgeteken en daarom bid ons Vader waar hulle 'n nuwe fase ook een van die dae ingaan om in hierdie groot wêreld in te beweeg, dat hulle dit met u seëning sal doen, dat hulle dit met u nabyheid sal doen, deur u genade en deur u krag sal doen. Vader, en daarom bid ons dat u vir hulle sal seën sodat hulle ook 'n seën vir ander sal wees, dat hulle die grootheid en die nabyheid wat hulle van u ervaar, dat hulle dit sal uitleef na 'n wêreld toe. Ons bid ook vir hulle eksamens wat baie druk op hulle sal plaas, dat u ook vir hulle die wysheid sal gee, dat u vir hulle deursettingsvermoë sal gee om regtig hard te werk ook, maar nie net nou nie, maar hulle hele lewe lank, dat hulle ook 'n voorbeeld sal wees vir ander. Baie dankie Vader vir elke ouer wat 'n rol in hulle lewe tot dusver gespeel het. Dankie vir elke mentor wat hulle het in hulle lewe, dat u ook deur die ouers, deur die mentors gewerk het om hulle lewens te vorm. Vader, ons vertrou hulle aan u toe en dis vir ons 'n voorreg om hulle ook dan uit te stuur met u seëning in hierdie wêreld. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend ook weer voor u kan stil word. Dankie dat ons weet, Here, u is hier op 'n spesiale manier teenwoordig. Hier waar ons as medegelowiges, as broers en susters in geloof by mekaar is, omdat ons graag aan u die eer wil bring, u wil verheerlik, u die lof wil bring wat u toekom. Dankie Here dat u elke dag, oral waar ons gaan in ons lewens teenwoordig is. Dat maak nie saak waar ons beweeg nie, maak nie saak waarmee ons besig is nie, u is deur die Heilige Gees wat in ons woon en werk, by ons elkeen teenwoordig. Maar dankie ook dat ons so saam as gelowiges kan by mekaar kom. En kan weet, wanneer ons so as gelowiges saam by mekaar kom, is u hier ook op 'n unieke manier teenwoordig. En Here, dit gaan nie oor die gebou nie, dit gaan oor ons as gelowiges, wat hier in u naam saam is. Here, ons kom bid, kom vra dat u woord aan ons elkeen sal seën en ook sal gee dat ons sal hoor wat dit is wat u ook vanoggend vir ons kom vertel. Daarom Here, kom maak ons ore oop, maar meer as ons ore. Gee dat dit wat ons hoor sal neerslag vind in ons lewens. En dat dit sal gee dat ons geestelik sal groei. En net meer en meer sal leef, soos u graag wil hê ons moet leef. Ons vra dit in u naam. Amen. Ons gaan uit Lukas 6 lees, maar ek gaan eers so 'n paar goedjies verduidelik voor ons by ons teksgedeeltes kom. Julle sal nou sien hoekom. Maar die wat so lank wou gaan kyk het, so ek gaan uit 'n paar plekke in die evangelies lees, maar ons hoofteks gaan daar uit Lukas 6 uit wees, daarvan vers 12 af. Maar voordat ons gaan lees, wil ek eers so 'n paar voorbeelde met julle oor gesels en oor praat, voordat ek by die leesgedeelte dan uitkom. Daar is so 'n paar van ons ouer lidmate wat ek weet tans op reis is, wat tans oor see is, party het Caminos gaan doen, en dan weet ek daar is so 'n paar ander wat vir die kinders gaan kuier het oor see. En nou weet ek, as ek so luister en met mense praat en uit my eie ervaring uit, is dit nogal soms 'n uitdaging as 'n ou, veral met 'n vliegtyg, iewers heen moet reis, want dan's die bagasie wat jy kan vat beperk. En as ek so luister veral na die mense wat vir die kinders gaan kuier oor see, en dan gaan hulle vir 2 of 3 maande kuier, dan sê hulle, dit is so moeilik om te besluit wat om in te pak, wat om saam te vat. En dan besef hulle maar dis beperk, hulle kan net 'n sekere hoeveelheid goed vat. Want jy kan net 'n sekere klomp goed op die vliegtuig neem. En dan moet jy op 'n ou dag gaan begin en prioritiseer en besluit, maar wat is die goed wat ek gaan saamvat en wat is die goed wat ek gaan los? Jy moet mooi gaan dink oor wat weeg die swaarste en wat nie. Ek onthou ons as gesin, ons is lief vir kamp
En so 'n klompie jare terug het ons die voorreg gehad om so 'n bietjie meer as 'n week in Namibië te reis. So 'n bietjie van my vrou se familie daar aan te gaan. Maar dit was nogal 'n groot beplanning. Om te beplan wat alles kan saamgaan, want daar's ook net soveel plek in die bakkie gewees. En ons moes mooi beplan en mooi besin, en soms was daar goed wat ons net vir mekaar gesê het, maar ons sou graag hierdie wou saamvat, maar ons gaan nie kan nie. Want die spasie is beperk. En ons moes mooi gaan projetiseer. Dieselfde oor die goed wat ons wou gaan besoek het, goed wat ons wou gaan doen het. Ons moes dan mooi gaan projetiseer, wat gaan inpas in ons program, en wat gaan nie inpas nie. En dan dink julle almal het sulke verhale, van waar jy iewers op vakansie was, of op reis was, waar jy beperk was in spasie, beperk was in tyd, mooi moes gaan besin, wat gaan ek doen, wat gaan ek los, wat weeg swaarder, wat's minder belangrik. En ek dink almal hier sal stories sê ook van, waar jy wel op reis was, en dan besef, jy het goed vergeet. Daar's goed wat eintlik belangrike goed was, en dan kom jy daar, dan kom jy agter ooghats. Nee, ek het vergeet om my tandeborsel in te pak, of wat ook al jy dan vergeet het. Nou met die lewe, aan die een kant is dit, dink ek, bietjie makliker om as jy op reis gaan, te projetiseer en te besluit, maar wat is prioriteite, en wat's belangrik, en wat vat ek saam, en wat los ek, en so meer. Maar as dit oor die lewe begin gaan, dan raak dit so bietjie moeiliker. Want sien, in ons lewe, reis ons ook deur hierdie lewe. En moet ons bepaal en besluit, maar wat is prioriteite op my lewensreis hier op aarde? Wat is die goed wat vir my belangrik is om saam te vat, en wat nie? En ek het hier 'n sakkie as voorbeeld, ek moes hom eintlik nou al opgetel het, maar ek dink baie keer as ons op vakansie gaan, dan bult ons sak ook so, dan pas ons soveel as moontlik goed in, en op ons lewensreis dink ek lyk ons lewenstas ook eintlik maar so. Hy's baie keer oorvol, die goed peel uit, die goed loop uit, want ons wil te veel goed baie keer saamvat. Te veel goed saam met ons vat op reis. En ek wil 'n verhaal vir julle vertel, ek dink julle het dalk al hierdie verhaal gehoor miskien. En dit gaan oor Majoor Arthur Pearson, ek is nie seker of ek sy van reg uitspreek nie, hy's 'n Kanadees, en hy was 'n industrialis, soos hulle in daai jare gepraat het, 'n baie ryk man gewees, en op 15 April 1912 bevind hy homself op die Titanic. So hy bevind homself op die Titanic, en die Titanic is besig om te sink. En hierdie verskriklike ryk man hardloop terug na sy eerste klas suite wat hy daar op die boot het, want hy moet nou af, hy moet in een van die reddingsbootjies kom, en hy storm in sy kamer in, en nou moet hy besluit, wat gryp hy, wat vat hy saam met hom op hierdie reddingsboot. En net in sy hotelkamer was daar $300,000, sy juweliersware, kontant, en ander waardevolle goed wat hy saamgevat het. $300,000 in 1912. Nou as ek Google kan glo, dan sê hulle dat $300,000 in 1912 se waarde is gelykstaande in vandag se tyd aan $10 miljoen. Dis die randwaarde waarin dit gelykstaande is, as jy dit met vandag se tyd sou vergelyk het. En hy staan na hierdie goed en kyk, en hy het sekondes tyd om 'n keuse te maak. En hy besef, niks van hy geld, niks van hy juweliersware, niks van hy goed van hom van enige waarde wees bo op 'n reddingsboot nie. En wat doen hy? Hy gryp 3 lemoene wat in sy kamer lê. Vir daai oomblik besef hy, daai 3 lemoene is meer waardevol as daai $300,000 se goed in sy kamer. En hy gryp daai 3 lemoene, en hy's af, en hy's op 'n van die gelukkiges wat op 'n reddingsboot is, en oorleef het.
So hierdie man het bepaalde prioriteite in sy lewe gehad. Hy het hierdie groot klomp rykdom bymekaar gemaak. Maar op 'n van die dag toe moet daar eers 'n krisis oor sy pad kom, 'n ramp oor sy pad kom. Vir hom om te begin herbesin om vir homself te sê, maar wat is my prioriteite in hierdie lewe? Daai oomblik het hy besef, daai goed gaan hom nie help nie, en hy het 3 lemoene gegryp, want hy het besef, die lemoene gaan vir hom vog kan gee, as hy daar op hy reddingsboot is. Onthou, hulle het nie geweet hoe lank gaan hulle op hy reddingsboot te wees, of gaan dit dae lank, hoe lank gaan dit wees nie. En hy besef, daai lemoene kan vir hom vog gee, dit gaan vir hom vitamine gee. Die lemoene het 'n dik skil om so, dit gaan nie gekontamineer word deur seewater nie. En hy gryp eerder daai 3 lemoene en vat dit en los al hierdie ander goed wat hy aanvanklik soveel waarde aan geheg het. Julle wat hierdie jaar matriek is, julle is in 'n wonderlike fase van julle lewe. 'n Opwindende fase van julle lewe, met die wete dat skool maak klaar oor 6 maande van nou af. Ja, daar lê so 'n paar hekkies voor, so 3 eksamens, nou se eksamen, die rekordeksamen, eindeksamen, maar is oor 6 maande is dit klaar. En dan, soos wat ons altyd sê, dan lê die groot mens wêreld vir julle voor. So ek nou gesê het, party gaan dalk 'n gap jaar vat, party gaan dalk gaan swat, ander gaan direk gaan werk, en baie van julle het allerhande planne en goed wat julle wil doen in hierdie lewe. En ons is vir julle ook belangrik om te mooi gaan dink, maar wat is die prioriteite in my lewe? Wat in my lewe weeg die swaarste? En mense het nodig om by die Here te hoor, om onderskeidingsvermoë te kry, om te bepaal, maar wat is eintlik die goed wat in my lewe belangrik moet wees? Want baie van julle se lewens lyk tans so, want jy het al die studies wat jy moet klaarmaak, jy moet hard leer, jy moet hard werk, daar's 'n klomp goed wat moet gebeur. En dan raak 'n ou se lewe baie keer oorvol met al hierdie goed. En dan kan dit met jou gebeur, soos met hierdie majoor, dat jy op so baie goed fokus, dat goed wat dalk meer van waarde is, iewers langs die pad verlore gaan, omdat jy so fokus op al hierdie ander goed, al hierdie wêreldse goed. Nou natuurlik, hierdie verhaal van meneer Pitchen gaan nie daaroor om te sê, dit is verkeerd om hard te werk en klomp goed op aarde bymekaar te maak, nie glad nie, dis nie waaroor die verhaal gaan nie. Verhaal gaan daaroor om vir jou te sê, maar soms moet ons oppas, dat ons nie so ingetrek raak met sekere goed, dat ander goed wat dalk meer van waarde is, iewers verby ons gaan, sonder dat ons dit agterkom nie. En ek dink een van die mense by wie ons die beste kan leer in die Bybel, is niemand anders natuurlik as Jesus Christus nie. En ek wil so 'n paar gedeeltes by stil staan, oor wat ons by Jesus kan leer, so 'n bietjie rondom prioriteite. Oor wat was vir Jesus prioriteit toe hy hier op aarde was. En kom ons lees eers daar by Lukas 6, daarvan vers 12 af. Lukas se weergawe van die kies van die 12 apostels, en die eerste verse is die belangrikstes. In daardie tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid, en die hele nag deurgebring in gebed tot God. Ek gaan dit weer lees. In daardie tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid, en die hele nag deurgebring in gebed tot God. Toe dit dag word, het hy sy disippels nader geroep, en 12 van hulle uitgekies, wat hy ook apostels genoem het. Hulle was Simon, wat hy ook Petrus genoem het, en sy broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartolomeus, Matteus en Thomas, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Zeloot, Judas seun van Jakobus en Judas Iskariot, wat die verraaier geword het. Ek wil net vir ons tot sover lees.
Jesus is op die moment waar hy 12 persone moet kies, wat sy naby groep gaan wees, wat hy mee naby pad gaan stap, 12 persone wat op 'n van die dag, kom ons sê dan 11 met Judas wat weggeval het, wat die evangelie vorentoe in die wêreld gaan moet indra. So hierdie is nie 'n ligtelike besluit nie. Dit is 'n belangrike besluit wat Jesus moet neem. En wat doen Jesus? Voordat hy daai belangrike besluit neem, gaan hy op na die berg toe en hy spandeer die hele nag in gebed met God die Vader. Hy staan 'n hele nag af voor 'n belangrike besluit om in God die Vader se teenwoordigheid te wees. Met God die Vader te praat, met God die Vader te gesels, te hoor wat God die Vader vir hom wil sê. So al was Jesus besig gewees, al was daar 'n klomp mense om, 'n klomp mense wat 'n klomp verwagtinge van hom gehad het, maak Jesus dit 'n prioriteit om tyd saam met die Vader te spandeer. Maak dit 'n prioriteit om vir God die Vader stil te word. En nie net so vinnig nie, vir 'n hele nag het hy saam met die Vader stil geword. En so lees ons dit op verskillende ander plekke ook in die Bybel. Matteus 14 vertel van ons, Matteus se weergawe van waar Jesus die duisende mense gevoed het met 5 brode en 2 visse. En na hierdie wonderwerk en al hierdie goed gebeure, dan lees ons in vers 14, hoofstuk 14 vers 23, nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. Duidelik weer, nie net so vinnige tydjie nie, duidelik vir ure lank gaan Jesus alleen weer teen die berg op, om tyd saam met God die Vader te spandeer. Nadat hy nou hierdie groot wonderwerk gedoen het, en dan net na hierdie gebed van die storm op die see plaas, waar Jesus dan op die water loop, en ons ken almal die verhaal van Petrus dan, wat sy gemoed om begewe. Maar weer eens, na 'n groot belangrike moment, en voorvolgende belangrike momente, wat doen Jesus? Jesus staan tyd af, om vir ure lang tyd saam met die Vader in gebed deur te bring. Lukas 9, weer eens een van die hoogtepunte van Jesus se bediening hier op aarde. Dan sien ons hoe begin hierdie hoogtepunt. Lukas 9:28, omtrent 8 dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, het hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om te gaan bid. Hier sien ons kies hy sy binnekring, Petrus, Jakobus en Johannes, die 3 wat die naaste aan hom was, kies hy om saam met hom op die berg op te gaan, weer eens om in gebed voor God die Vader stil te raak, vir die Here te bid. Jesus wat self God was, maar onthou, hy was ook volledig mens, hy was volledig God, maar volledig mens ook, ag dit nodig om elke keer voor belangrike besluite, elke keer voor belangrike momente, baie tyd in die Vader se teenwoordigheid te spandeer. En dan wat gebeur? Net die volgende vers 29, terwyl hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword en sy klere skitterend. Terwyl hy daar in gesprek op die berg met die Vader is, verander Jesus se voorkoms, en dan vind die verhaal plaas waar Elia en Moses aan hom en die 3 disippels verskyn, en daar gesprek plaasvind tussen hulle, en waar daar 'n stem uit die hemel dan kom en ook sê, maar hierdie is my seun, en luister na wat hy sê. Belangrike moment in Jesus se bediening hier op aarde wat plaasvind. En dan seker die mees bekendste is vir wanneer Jesus aan die einde van sy bediening op aarde kom. Wat doen Jesus? Matteus 26. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane, en hy sê vir hulle, sit hier terwyl ek daar gaan bid. Hy het Petrus en die 2 seuns van Zebedeus, dis natuurlik Jakobus en Johannes, saamgeneem. Weer vat hy die 3 saam, om saam met hom te gaan bid.
Elke keer voor Jesus belangrike besluite moet neem. Elke keer wanneer daar belangrike momente was in sy bediening hier op aarde, dan sien ons dan wat doen Jesus? Hy sonder hom af. Hy gaan iewester in die natuur en hy gaan raak stil voor die Here. En hy spandeer nie net 'n klein bietjie nie, maar baie tyd in God se teenwoordigheid. As ons van hierdie teksversies, die verse voor en na die tyd alles sal gaan lees, dan sal ons sien, maar Jesus was bedrywig, né? Hy het nou net hierdie duisende skares mense toegespreek en vir hulle kos gegee, die visse en die brood vermeerder, en ons weet, baie van hulle wou met hom praat, wou hy met hulle siekes genees, maar ten spyte van hierdie klomp mense wat met hom wil praat, sy aanraking wil hê, gaan Jesus en hy sonder tyd af in die Vader se teenwoordigheid. En dan sien ons net na daai teks byvoorbeeld, as hy weet oor die see by sy disippels aansluit en hy kom daar in die streek van Genesaret aan, dan is daar duisende mense wat daar wag vir hom om hulle aan te raak, te genees en so. So Jesus se program, as ons dit in vandag se konteks kon sê, was baie besig. Maar ten spyte van al hierdie mense, sorg hy dat hy tyd afstaan om regtig tyd ook met die Vader te spandeer. En ek dink dit is so belangrik vir julle wat hierdie jaar matriek is. Daar lê so baie belangrike besluite vir julle voor. Wat gaan jy gaan swat? Wat gaan jy volgende jaar doen? Gaan jy eers 'n gap jaar vat? Wat gaan jy eers gaan werk? As jy gaan swat, wat se rigting gaan pas by jou en wie jy is en wat jy is en so meer. Maar dan is dit ook belangrik dat ons nie God buite rekening sal hou nie. Dat ons ook voordat julle wat matriek is, voordat jy daai belangrike besluite neem, tyd saam met die Vader sal afstaan. Tyd sal maak om by die Here te hoor, maar wat is u wil ook vir my? Want daar in die tuin van Getsemane, toe Jesus gebid het tot die Vader, dan sê hy vir die Vader, maar as dit u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nie u wil nie, nie my wil nie, maar u wil. En dit is so belangrik dat ons dit ook sal vir die Here vra. Tyd saam met die Here sal spandeer en sal hoor, maar wat is u wil vir my lewe? Want ons kies so maklik ons eie wil. En ja, dit is nie altyd maklik om te leef aan die hand van God se wil nie. Maar dit is wat die Here van ons vra. En daarom julle wat matriek is, maar almal van ons ook, moet leer uit Jesus se voorbeeld uit, dat voordat ons belangrike besluite in die lewe neem, dat ons regtig onsself sal afsonder voor die Vader en tyd in die Vader se geselskap sal spandeer. Alvoor ons net besluite neem. As Jesus dit nodig geag het, hy wat self God is, om soveel tyd, partykeer tot 'n hele nag lank in God se teenwoordigheid te wees, die Vader se teenwoordigheid. Hoeveel te meer het ons dit nie nodig, voor ons die belangrike besluite in ons lewens neem nie. Veel te meer het ons dit nie nodig op ons lewensreis hier op aarde, om gereeld stil te word voor die Here nie. Maar dit gaan oor prioriteite. Gaan daaroor of God 'n belangrike genoeg prioriteit vir jou is. Dat jy ten spyte van jou besig wees, ten spyte daarvan dat jy 'n matriek is en tans 'n eksamen is en 'n rekord en 'n eindeksamen wat voor lê, dat jy nog steeds sal gaan en tyd saam met die Here sal gaan spandeer. Dat jy sal gaan waak daarteen dat jou lewe nie te oorvol is op die ou end van die dag nie. Want dis baie keer ons probleem. Ons lewe is so, en daar's nie meer plek vir enige iets. En dan is daar so baie goed in ons lewens, dat op die ou van die dag, daar nie plek is vir die Here ook in my lewe nie. Want ek het my lewe te vol gestop, met te veel goed. En dan is dit baie keer nodig om vir die Here te bid en te vra en te sê, Here, maar wat is die goed, wat ek dalk moet uithaal, uit my lewe uit, wat ek minder in my lewe moet van hê, sodat ek op die ou en die dag vir u ook in my lewe kan inpas. Sodat ek u saam met my op reis kan vat deur hierdie lewe.
omdat ek U so nodig het in my lewe. Vir my interessant was toe ek dit raak sien. Vanoggend is ook biddag vir ekologie, waar ons dink aan die skepping en ons verantwoordelikheid teenoor God se skepping. Maar as het interessant is, hy gaan kyk en sien dat Jesus het elke keer gekies om iewers in die natuur, iewers in die skepping te gaan bid. Ons lees in Handelinge dat die disippels baie keer na 'n boefretrek gegaan het in 'n huis en daar gaan bid het. Maar dit is opmerklik dat elke keer as Jesus gaan bid het, het hy of teen die berg uitgegaan en op die berg gaan bid, of hy het in die tuin van Getsemane gaan bid. Hy het elke keer om gaan afsonder iewers in die skepping. En is omdat dit God se skepping is. God het die natuur gemaak, alles daar buite. En omdat God dit geskep en gemaak het, is dit baie keer die plekke waar ek en jy nader aan die Here voel. Hoor dit so baie keer as mens op 'n kampus en 'n kamp doen, dan sal die mense wat saam gekamp het net sê, maar dit is net 'n anderster belewenis wat mense het as mens iewers ter in die natuur gaan stil word en met die Here praat. Want is dan in sy skepping en ons is deel van die kroon van die Here se skepping. Dit beteken nie ons kan nie in geboue bid nie, natuurlik nie. Maar ek dink tog daar is iets daarin om met tye uit te kom in God se hande werk, te gaan sit iewers in die natuur, of dit nou in jou eie tuin is, en of dit waar ook al is in God se skepping. Want mens beleef net ietsie anderster van die Here ook, wanneer ons in sy skepping is. En dis wat Jesus ook gedoen het. Baie van die keer as hy gaan bid het, was dit op die berg, of iewers in die tuin, of iewers, waar hy in die Vader se skepping is. Waar hy nader aan die Vader kan voel. Daarom, julle wat matriek is, moet nie hierdie vergeet nie. Moenie so besig wees met matriek nie, moenie so besig wees met jou planne vir volgende jaar, dat jy jou lewe so vol stop, dat daar nie plek is vir God nie. Dat jou lewe so oorvol is, dat jy nie meer God in jou program inpas nie. En baie keer gebeur hierdie baie keer stadig en subtiel, jy kom dit nie agter nie. Jy sê net ja vir al hoe meer goed, en as jy jou oë uitvee, dan kom jy agter, maar ek begin al hoe meer my tyd met God afskeep. Ek het al hoe minder kuiertyd in God se teenwoordigheid. Daarom maak seker dat jy ook in hierdie matriekjaar en volgende jaar, wanneer jy die wye wêreld, die lewe ingaan, altyd die Here saam met jou neem. Sal sorg dat jy tyd maak vir die Here. Soos die voorbeeld wat Jesus Christus vir ons gestel het. Romeine 12 vers 12 sê die volgende: verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. En mag dit waar wees ook van elkeen van ons. Ons regtig sal volhard in gebed. Tyd sal spandeer in die Vader se teenwoordigheid. So die Here sal vra, Here, maar wat is daar in my lewe wat my lewe te oorvol maak? Wat maak dat ek sukkel om U op my lewensreis in te pas? Kom ons raak stil en dan gaan ek eers geleentheid gee vir stil gebed, waarin elkeen self vir die Here kan vra en sê, Here, maar help my dat ek genoeg tyd in die teenwoordigheid spandeer, en wys vir my, as daar goed in my lewe is, wat my lewe te oorvol maak, dat ek U nie meer kan inpas nie. En dat ons vir die Here sal vra om ons te help om daai goed te kan laat gaan. Dat ons weer sinvol tyd in die Here se teenwoordigheid kan spandeer. So gee eers 'n oombliekie kans vir stil gebed. Here Jesus, dankie dat U vir ons die voorbeeld kom stel het. Dankie dat ons kan sien in die woord dat elke keer voor belangrike besluite, elke keer na belangrike momente, elke keer voor belangrike momente,
Dat u Uself afsonder, soms alleen, soms saam met ander, saam met die wat die naaste aan u is. Om stil te word en in u teenwoordigheid te wees, Vader, en met u te praat en te kommunikeer en vir u geleentheid te gee om ook met hom te praat en te kommunikeer. Help dat ons dit sal leer, Here. Here, u weet dat ons leef in 'n wêreld wat vir ons kom wys maak dat ons lewens maak 'n verskil en ons is suksesvol wanneer ons lewens baie vol van baie goed is. En so baie keer, Here, maak ons lewens so vol dat ons al hoe minder plek het en tyd het vir u. En help ons, Here, dat ons sal leer uit die Here Jesus se voorbeeld dat tyd saam met u prioriteit moet wees in ons elkeen se lewens. Dat ons nie kan bekostig om nie van u 'n prioriteit in ons lewens te maak. Here, wys vir ons as daar goed in ons lewens is wat maak dat ons lewens te vol is, goed is wat ons dalk moet een kant toeskuif, sodat ons weer voldoende tyd saam met u kan spandeer. Here, wys vir ons, hoe kan ons dit vind, veral hulle wat matriek is, wat in 'n besige jaar is, wys vir hulle, hoe kan hulle te midde van 'n besige jaar, hulle goed so struktureer, dat u steeds prioriteit in hulle lewe bly. Help hulle wat matriek is, Here, wat volgende jaar dalk die wêreld ingaan, of hulle dalk gaan au pair, of gaan gap jaar, of gaan werk, of gaan swat, dat hulle nie sal vergeet dat hulle u ook moet inpak in hulle lewenstas nie. Dat hulle sal die keuse maak om u aan te hou, 'n prioriteit maak in 'n lewe. Maak nie saak waar hulle gaan nie. Help dat hulle sal onthou, omdat hulle elke keer sal gaan vra na u wil, voordat hulle belangrike besluite neem in die lewe. En dat hulle sal aanhou leef in afhanklikheid van u. Want u wil so graag ons lewens rig en ons lei en ons so graag help. Help dat hulle ook die vrymoedigheid sal hê, soos wat Jesus gedoen het, om die naaste aan hom saam te vat, om saam met hom te bid en waak soms. Dat hulle wat matriek is ook die vrymoedigheid sal hê om mense wat die naaste aan hulle is te vra om saam met hulle te bid, vir wanneer hulle voor uitdagings te staan kom. Saam met hulle te bid wanneer hulle moet belangrike besluite neem. Dat die vrymoedigheid sal hê om ander te nader. Help dat ons as gemeente ook vir hulle sal aanhou bid. Vir hierdie lewensreis, hierdie lewenspad van hulle. Maar help dat ons elkeen dit ook sal doen. Dat ons die vrymoedigheid sal hê om vir medebroers en susters te vra, maar bid vir my, bid saam met my, ek het 'n belangrike besluit, daar's belangrike momente, daar's uitdagende tye. Want as u, Here Jesus, nodig gehad het om ook dit te doen, hoeveel te meer het ons dit nie nodig. Om ook die wat die naaste aan ons is te vra, om saam met ons te bid en saam met ons te waak nie. As ons nie iemand het nie, Here, stuur iemand oor ons pad, saam met wie ons kan bid, wanneer dit nodig is. Here, seën ons en help dat ons so sal leef, dat ons altyd tot seën vir ander sal wees. Ons vra dit in u naam alleen. Amen. Ontvang ook die seën van die Here wat so graag wil hê, dat jy net meer en meer tyd in sy teenwoordigheid sal spandeer. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen.